Dit is maandag net na 8 en dit is vir my 'n groot voorreg om jou hartlik te verwelkom by Kort en Kragtig hier op Radio Kansel Hartklank. Ek Fanie Meiburg is aan die woord en ek wil jou help om toegerus te word deur God se woord. Laat ons dan nou saam fokus op sy waarheid vir ons lewens. Goeienaand en baie welkom hier op Kort en Kragtig. Ag, dit is altyd vir my so voorreg, dit is altyd vir my baie lekker om gedagtes met jou te deel uit die woord van die Here. En spesifiek die afgelope 2 weke het ek gesels, het ek 'n bietjie verwys na die ervarings en die wedervarings en die ondervindinge van die rigters met God en ook, jy weet, hoe die Here ook maar gewys het wat is in die hart van die volk en in die hart van die leiers en hoe God mense kan gebruik in sy diens, maar ook om ander mense tot hulp te wees en om hulle terug te bring na God toe en om hulle denke te verander, om hulle harte te verander, om hulle leefwysens te verander. En dit kry ons daar alles uit Rigters uit. Vanaand gaan ek met jou gesels weer eens uit Rigters uit, Rigters hoofstuk 3 vanaf vers 4 tot vers 7 en soos wat ek altyd sê, gaan lees maar die hele konteks, gaan lees die hele skrifte. Weet jy wat, dit sal vir jou lekker wees om die hele Rigters 'n bietjie te gaan lees. Ek sê altyd, as 'n mens bemoedig wil word, dan moet 'n ou 'n bietjie onder 'n andere die boek van Rigters gaan lees, om te sien hoe die Here mense gebruik, maar hoe die Here ook mense terugbring, en dit openbaar ook die hart van God teenoor die mens. En dan wil ek ook vir jou sê, as jy hierdie boodskap weer wil hoor, as jy dit vir iemand wil aanstuur, as jy dit wil gebruik, as jy wil dit na dit verwys, as jy na iets anders wil luister wat jy gehoor het, dan kan jy gaan daar op YouTube onder Fanie Meiburg en jy gaan dit mooi gemerk kry, dit sal sê Hartklank. Al die boodskappe van Hartklank gaan jy daar kry en dan natuurlik is daar iets anders ook waarna jy kan luister, ander boodskappe en kort en kragtig boodskapies ook, wat nog korter is as hierdie waarna ons op 'n maandag aand na luister. So vanaand gesels ek met jou uit Rigters, vinger op die pols. Vinger op die pols. Rigters hoofstuk 3 vers 4 sê die skrif: Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel. Jy gaan nou hoor wat is die konteks. Om te weet of hulle na die gebooie van die Here, wat God, hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. So het die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Feresiete en die Jewiete en die Jebusiete het hulle gewoon. En hulle het hulle dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan hulle seuns gegee en hulle gode gedien. Die kinders van die Here het die gode, met ander woorde, van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en die Jebusiete, het hulle toe gaan dien. Hulle het hulle kinders vir mekaar gegee. Hulle die mandaat van God het hulle verlaat, want die Here het spesifiek vir hulle gesê om dit nie te doen nie, dat hulle nie vermeng word nie. Dat die godsdienste van die wêreld nie met die godsdiens van die volk van Israel sal vermeng nie. Vers 7, en die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here hulle God vergeet, en hulle die Baals en die heilige boomstamme het hulle gedien. Daai eerste gedeelte. Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, die Hetiete, die Amoriete, die Kanaaniete, Feresiete, die Jewiete en die Jebusiete. Hulle was daar gestel om die Israeliete op die proef te stel. Die Here het sy kinders getoets deur hulle onder hierdie heidense volke te plaas. Die Here het getoets of hulle by hom sal bly. God het deur Josua aan die volk Israel sy belofte waar laat word, dat hy aan hulle die land van belofte, Kanaan, sal gee. God het sy belofte gestand gedoen. God het gedoen wat hy beloof het. En God het niks uitgelaat nie. Geen daad, wil ek amper sê, verontagsaam of nagelaat om hierdie belofte waar te maak en gestand te doen nie. Vandat die Hebreërs in Egipte was, nee, eintlik nog van voor dit,
vandat God die belofte aan Abraham gemaak het, tot by Josua, het God werk na werk, wonderwerk na wonderwerk, wysheid, insig, waagmoed, voorsienings gemaak, om die volk te lei, te beskerm, te voorsien, en paaie letterlik gelyk gemaak, oopgemaak, totdat hulle voete in die beloofde land gesit het. Maar nou lees ek vir jou hierdie woorde vanuit God se woord, hoe dat God nie net aan hulle die beloofde land gegee het nie, maar dat hierdie land 'n tipe van 'n toets was, hoe God hulle op die proef gestel het. God het met ander woorde gekyk of die volk dieselfde gesindheid teenoor hom sal handhaaf, as wat God teenoor hulle gehandhaaf het. Sal die volk aan God getrou bly, soos God aan hulle getrou gebly het, deur al die jare van hulle vreemdelingskap, sedert die belofte gekom het na Abraham, tot by sy vervulling toe. Hier is die volk nou in Kanaan. Maar in Kanaan en in die streke rondom is daar baie verleidinge van al die verskillende volke met elkeen se eie gode en sommige wat hulle gedeel het seker maar onder mekaar. Verleidinge van afgodery en sondes en die moontlike afdwaling en die koudheid teenoor hulle God. En hierdie verleidinge, sê ons skrif, dit was 'n toets. Dit was 'n toets om te kyk, gaan die volk val vir die verleidinge, of sal hulle kan staan daarteen? Dis 'n toets. Nou ja, soos ons skrif sê, het die volk die toets gedop. Hulle het geval vir al die verleidinge. Jy weet, ek praat met jou oor vinger op die pols. As jy jou vinger op die pols het, dan voel jy hartklop. Jy voel pols. Jy voel lewe. Jy voel drywing. Jy voel hoop. Jy voel 'n toekoms. En as ek sê vinger op die pols, dan sê ek die volk het hulle vinger van die hartklop van God afgehaal. Hulle het toe hulle in Kanaan kom, het hulle vinger van die pols van God afgehaal en hulle het van God vergeet. Hulle het God se hand laat los. Hulle het die lewe verlaat. Hulle het uitvoeling met God geraak. Dit wat vir God belangrik was, wat vir die mens die belangrikste was, het hulle verlaat. God het ewe skielik, toe dit met hulle goed gaan, toe elkeen sy eie huis het, sy eie gesin het, sy eie stuk grond van voorsiening het, eie inkomste het, en toe hulle veilig slaap, toe vergeet hulle van God. Hulle het die toets gedop, hulle het hulle hand van die pols, het hulle vinger van die pols afgehaal, hulle het God se hand gelos. God was nie meer die bron en die middelpunt van die lewe nie. God se stem was nie meer belangrik nie. Sy nabyheid, sy raad, sy hulp, sy krag, sy leiding, sy beskerming, sy voorsiening was nie meer belangrik nie. Maar God het die spaarwiel geword. Want ons kan ons nou vir onsself sorg, het hulle sekerlik geredeneer, dink ek. Jy weet, God is 'n Vader. En God sien sy volk, daardie tyd Israel, maar vandag die mens as sy kinders, die wat in hom glo. Hy sien die mens as sy kinders en hy is 'n Vader. So lief was God vir sy kinders, dat God vir Moses gesê het, bou vir my 'n plek daar tussen julle, want ek wil tussen julle woon. En julle verstaan mos nou, God het gesê, wat se tipe huis sal julle vir my woon, want die hemele, ek meen, God het die hemel tot sy beskikking, die aarde is die voetbank van sy voete, maar verstaan wat God bedoel het, ek wil by julle wees. Ek wil hê julle moet, God wil hê sy kinders moet sy hartklop vir hulle voel. Hulle moet vinger op die pols met God wees. En het God so naby gevoel? Was God so naby gewees? Ja, want God het eerstens hulle ellende gesien en gehoor, en het God hulle eerstens sy omgee laat voel, totdat hulle
die land van belofte ingegaan het. En so het God sy teenwoordigheid bevestig. Selfs al het sy kinders hom verlaat. Want as hulle God verlaat, hier in die tyd van die rigters, en hulle agtergekom het dat hulle nie meer God se pols voel nie meer sy beskerming en sy seën en sy voorsiening en sy guns ervaar nie, dan kom hardloop hulle terug na God, gryp God se hand vas, sit hulle spreekwoordelik hulle vinger weer op God se pols en dan vergewe God. Dan wek God 'n leier op en hy haal hulle uit die moeilikheid uit. Man, dis God. Dis die goedheid van God. Dis die vaderhart van God. Dis God teenoor sy kinders. Weet jy, die eeue het verbygegaan, maar hier dieselfde begrip. Hier dieselfde skrif. Alles wat ons nou oor gelees en gepraat het, bly staan vandag nog. God is steeds Vader God. Deur sy Seun Jesus Christus en die Heilige Gees woon God steeds uit liefde in en onder ons. En is God se kinders natuurlik onder dieselfde toets. Sal ons God se hand vasgryp en nie laat los nie? Sal ons vinger op God se pols hou? Want God se kinders, is midde dieselfde verleiding as die Israeliete van ouds. Dis nie meer die Jewiete en die Amoriete en die Jetite en die Jebusiete nie. Die verleiding klink net 'n bietjie anders. Jy weet, ek dink 'n bietjie terug, voor ons nou daaroor praat. Ek dink 'n bietjie terug aan COVID, hoe die mensdom in hulle massas God weer begin soek het. Daar was gesing in die strate, die mense het opgetrek, man, daar was 'n soeke na God, daar was 'n oplewing in geloof, want dit het globaal sleg gegaan met die mensdom. Emosioneel, vleeslik, geestelik, het die mense swaar gekry. Die mensdom het God se hand aangegryp. Hoekom? Om weer in voeling met die bron van lewe en hoop en genesing en voorsiening te kom, want die filosofie en die ideologie en die kennis van die mens het die mens teleurgestel. Ten spyte van die mense kennis was hulle toegesluit in hulle huise. Het mense gesterf, het ons begrafnisse bygewoon. In afsondering het mense moes doodgaan. Mense het hulle geliefdes alleen gelaat om te sterf in alleenheid. Baie beleef nog daardie verwerping en hartseer. Die mense, ideologieë, filosofieë, kennisse het die mensdom teleurgestel en die mens het teruggekom na die bron van lewe. Die bron van hoop, die bron van vrede, die bron van voorsiening, die bron van genesing. God, hulle het God weer gekom soek. En wie jy na die ander kant, om nou terug te kom, ek het nou gesê, dieselfde verleiding as die Israeliete van ouds het ons. Maar ons noem dit anders, dis nie die gode van die Jebusiete en die wat nie. Dis dinge soos humanisme, wat sê gesag en moraliteit lê in die menslike vermoëns eerder as in God. Die mensdom, hierdie filosofie van humanisme, verwerp goddelike openbaring en die goddelike skepingsdaad. Dit gaan oor die mens. Die mens bepaal moraliteit. Die mens is die oppergesag. Die mens kan maak net wat hy wil en die ander mense moet onder die mens inskuif. Dinge soos moralistiese, sien ek noem hulle dit, terapeutiese deïsme. Dis 'n leer dat God slegs bestaan om die mensdom gelukkig te hou, om die mens goed te laat voel. Jy hoor dit selfs van die preekstoele af. En dit weerspreek
die Christelike oproep, die goddelike oproep tot bekering en heiligheid en jy moet jou kruis opneem, die gedagte van selfopoffering. Nee, God is daar om jou goed en gelukkig te maak. Dis hoekom God daar is. Dinge soos, hulle noem dit relativisme, dat daar geen absolute morele waarde is nie. Dink 'n bietjie daaroor. Daar is geen morele waarhede meer nie. Wie jy in dit staan lynreg teenoor die Christelike uitgangspunt van God se onveranderlike wette en die standaarde vir sonde. Daar is nie meer sonde nie. Daar is nie meer reg en verkeerd. Het jy daar agtergekom? Daar is nie meer reg en verkeerd nie. Everything goes. En die regerings en die land se wette maak dit wet. Dis reg. Materialisme. Jy meet menslike waarde aan die hand van rykdom, status, fisiese besittings, eerder as ons geestelike verlossing. Dit gaan net oor wat jy in hierdie wêreld kan bekom en wat jy kan hierdie wêreld tot jou voordeel gebruik om so ryk as moontlik, so goed as moontlik, so populêr as moontlik te word. Dit het niks meer oor God, jy weet, God en God se gebod mee te doen nie. Dit gaan vandag oor volg jou hart. Hulle noem dit autonomie. Die menslike natuur is goed, man. Is inherent goed in homself en die mens kan homself lei. Nee, die Bybel sê dat ons is in sonde gebore en ons almal is in sonde vasgevang. Niemand doen goed nie, man. Ons almal het maar 'n streep van sonde in ons. Ons almal het verlossing nodig. Ons almal het 'n behoefte aan 'n verlosser. Ons het Jesus Christus nodig. Jou hart, weet jy wat, dit is wat Salomo sê. Hy sê jou hart, jong, is 'n slegte ding. Daar is niks so duister soos 'n ander ou se hart nie. En soos jou eie hart nie. Ons het 'n verlosser nodig. 'n Ander ding soos pluralisme noem hulle dit. Wat beteken alle godsdienste en alle geestelike paaie lei na dieselfde God toe. Dit is verleidinge. En dit is want dit is in stryd met Jesus se stelling wat hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. En dan natuurlik New Age, Gnostisisme, die vergoddeliking van die self. Fokus op die innerlike goddelikheid of die selfverwesenliking. Selfs van die preekstoele af wat verkondig word dat ons is gode, onsself. Die wanpersepsie van God in my. New Age verwerp die duidelike onderskeid wat daar getref moet word tussen die skepper en die skepsel. Jy weet, en die toets is, gaan ons vinger op die pols met God wandel, gaan ons die trends van die wêreld ten koste van ons geloof in God, die voorskrifte uit God se woord navolg en najag. En wil ek vanaand vir jou vra, voel jy nog God se nabyheid? Geniet jy God se stem deur sy woord? Ervaar jy God se vrede? Ervaar jy God se leiding? Ervaar jy God se hoop? Of ervaar jy 'n leemte in jou gees? Ervaar jy 'n afstand? Het jy uitvoeling met God geraak? Voel jy nie meer die bruising van God se lewe in jou nie? Het jy verkoel? Het jy verval in die filosofie van die wêreld? Het jy die kultuur van die wêreld aangeneem? Of keer jy dit goed self, sê die woord? Stem jy saam met alles
ten koste van jou siel. Ek wil vandag vir jou sê, kom terug na Jesus toe. Kom terug na God toe. Gryp God se hand vas. Sit jou vinger op God se pols en voel hoe die lewe in jou terugkeer. En wil ek vir jou sê op hierdie oomblik, as jy so voel, sê op hierdie oomblik, Jesus Christus, ek het afgedwaal. Ek is jammer. Ek mis u lewe in my. Sal u my kom haal, daar waar ek afgedwaal het. Sit my op u skouers. Bring my na veiligheid. Beskerm my teen die wolwe van die geestelike lewe. Amen. Blessings, kind van die Here. Dankie dat jy saam geluister het. Dankie dat jy getrouheid God se woord lees. Dankie dat jy God se stem wil hoor. En mag die God van vrede met jou wees. Die blydskap en die vrede van die Here jou beskutting wees. Tot ons volgende week, as dit die wil van die Here is, weer met mekaar kan gesels. Selfde tyd, selfde plek. Blessings.